Dit was 'n gisterse koerant gewees. Sedert 1994 is er al 30.000 blankes in Suid-Afrika vermoor. Meer as wat daar in die Tweede Vryheidsoorlog gesterf het. In totaal word daar dan 60 mense per dag in Suid-Afrika vermoor. Die hoogste in die wêreld. Elke 17 sekondes word 'n vrou in Suid-Afrika verkragt. Nie net vrouens nie. Hierdie barbare, hierdie wreedaards, het net een doel voor oë. En of u dit nou wil glo of nie wil glo nie. Die wit man in Afrika moet uitgeroei word. Dit is wat hulle wil hê. Terwyl ons hier sit, terwyl julle hier staan, nou, is daar iewers in Suid-Afrika 'n plaasmoord besig om te gebeur. Iewers word iemand vermoor. Iewers word iemand verkragt. En jy moet hier net bluf dat hierdie moorde en hierdie verkrachtings op ons mense maar net gewone misdaad is nie. Want waarom word ons mense aangeval sonder dat enige goedere gesteel word? Waarom word kookwater in slagoffers se kele afgegooi? Waarom word mense se vingers met snoeiskerre afgesny? Word hulle met strykeisters gebrand en hulle voetsole afgesny? Waarom word 'n mens geslag? Waarom word 'n mens geslag soos wat mense 'n dier slag? Dis wat hulle met ons mense doen. Hang meisies op aan hulle bene. Jy het die foto's gesien. Ja, kolonel. Kan op die internet gaan kyk. Keel afgesny, soos wat mense skaap keel afsny. Dis wat hulle met ons mense doen. Waarom word ons gedreig dat wit mense in massas vermoor gaan word? En word rassistiese dreigemente tydens aanvalle op ons mense gedoen? Onlangs het hulle een van ons offisiere aangeval buite Pretoria. En terwyl hulle hom aangeval het, het hulle geskree: Malema, Malumu, Malema, Malungu. Dit beteken hoog met Malema. En die wit mense moet vermoor word, doodgemaak word. Maar die belangrikste van alles is, waarom word gevegstekens gebruik tydens hierdie aanvalle? Net opgeleide soldate gebruik gevegstekens. Hierdie wesens wat ons mense vermoor, word opgelei om dit te doen. Hulle doen dit nie sommer net omdat hulle lekker kry nie. Ons moet besef, hierdie barbare, hierdie wreedaards voer oorlog teen ons. Ons is nou in hierdie land in 'n oorlog. En ek sê dit met die grootste piëteit. Ek sê dit met die grootste verantwoordelikheid. Want ons mag nie van oorlog praat. Ons mag nie oorlogspraatjies aanhits nie. Want artikel 199 van die grondwet sê, ons mag nie oorlog praat nie. Maar ek sê vir u, ons is in 'n oorlog. Julle het nou al julle kursusse gedoen. Wie kan vir my sê 5 basiese metodes van oorlogvoering? Kom. Julle het dit mos gedoen in die eerste kamp wat julle gedoen het. Kan julle onthou? Chemiese oorlogvoering is 1. Sielkundige oorlogvoering. Sielkundige oorlogvoering is nog 1. Guerrilla oorlogvoering. Elektroniese oorlogvoering. En? Konvensionele oorlogvoering, né? Waar jy met tanks en panserkarre en kanonne veg, né? Ons is tans in 'n staat van guerrilla oorlogvoering. Die vyand maak ons mense dood, vlug weg, dan maak hulle weer mense 3-4 dae dood, 100 km daarvandaan af. Dan weer 20 km daarvandaan af. So hulle maak mense dood hier en daar, sodat dit nie moet lyk soos 'n oorlog nie. Dan sê hulle ook, nee, dis net gewone misdaad. Die polisie wat dit ondersoek sê, nee, dis net gewone misdaad, want hulle die bakkie gekry, hulle die bakkie gesteel of iets van die aard. Maar waarom wag hulle dan die mense in? As hulle die mense wil aanval op 'n plaas, dan sit hulle binne in daai plaashuis
En hulle wag tot die mense daar kom en dan maak hulle dood. Hulle het hoop tyd gehad om die goed te vat en weg te hardloop daarmee, of weg te ry daarmee. Maar nie, hulle wag vir die mense om hulle dood te maak. So dis guerrilla oorlogvoering. En of daar nou 'n nag van die lang messe gaan wees, of nie gaan wees nie. Net die huidige misdaadsituasie in Suid-Afrika is genoeg om ons mense paraat te kry. Dis beter om jouself voor te berei vir 'n situasie wat dalk nie gaan gebeur nie, as wat jy jou nie voorberei nie vir 'n situasie wat dalk kan gebeur. So ons moet te alle tye paraat wees, te alle tye opgelei wees. Ons het vroeër bevestig dat ons in 'n staat van guerrilla oorlogvoering is. Ons moet ons dus voorberei, soos wat mense jou vir 'n oorlog voorberei. Ons moet ons vuurwapens gereed kry. Jy moet u nie laat ontwapen nie. Wie van julle hier het vuurwapens al gekry intussen? Julle nog nie vuurwapens nie. Ons moet onsself kan handhaaf wanneer ons aangeval word. Ons moet skaars kommoditeite begin versamel. Daarom moet jy deel wees van 'n komando in jou area. En as daar nie een is nie, begin om een uit been te bring. Ons moet onafhanklik raak van elektrisiteit. Kerels, in hierdie land, is 'n kwessie van 'n knoppie afskakel en die elektrisiteit is af. Het jy al probeer om jou elektrisiteit vir 3 dae in jou huis af te skakel? En kyk wat gebeur dan. Goed. Nommer 1, jy moet dus paraat word deur 'n persoonlike handwapen aan te skaf. Te leer om daardie vuurwapen te hanteer. Daardie vuurwapen 24 uur by u dra. En ons moet leiers aanstel. Ons moet gedissiplineerd optree, soos wat julle hier lyk. Julle het ons nou geleer, julle het ons nou dissipline geleer al. Het almal van julle kadetkampe gedoen. Daar is hy. Goed. Ons moet onsself in strukture vestig. Ons moet as gemeenskap vir mekaar begin omgee. Mag nie kwaai vriendskap met mekaar ontwikkel nie. Intern is ons kamerade. Ons kan dit nie bekostig dat daar konflik onder ons is nie. In kort, ons moet weerbaar word. Die weerbaarheidsopleiding wat julle gaan doen hierdie naweek is by ons projek nommer 1. Die prioriteitprojek, die belangrikste projek om jou te leer om 'n vuurwapen te hanteer. As jy dit eers gedoen het en jy leer om te skiet en jy kry selfvertroue met daai vuurwapen, dan waarborg ek jou, jy gaan vir jouself een aanskaf. Want as jy mooi kyk na hom, dan kyk hy mooi na jou. Die situasie moet ontstaan dat jy iemand moet skiet, soos wat in my geval was, dan kyk daai vuurwapen na jou, maar jy moet na hom ook kyk. Jy sal opleiding kry deur die instrukteurs in vuurwapens hierdie naweek. Sal jou van die begin af leer met die vuurwapens, hoe jy dit hanteer en wat jy moet doen. Ek vra vir julle, wees gedissiplineerd. Ek het met die offisiere gepraat, hulle gaan julle nie rondjaag, julle is nie in 'n kadetkamp nie, julle is in 'n weerbaarheidskamp. Gaan nie rondgejaag word nie, behalwe in 2 gevalle. 1, as jy 'n skoot per ongeluk afskiet met 'n vuurwapen, dan gaan jy hardloop. 2, as jy 'n vuurwapen in 'n ander se rigting wys. Dis goed wat nie op 'n skietbaan gebeur nie. Goed, so verder gaan ons julle hanteer soos groot mense, want julle is nou 'n stap verder as wat die ander kadette is wat die kursusse gedoen het. Ek sê vir julle weer eens, baie dankie vir die moeite, die koste en alles wat julle aangegaan het om hierdie kamp by te woon. Ons is almal vrywilligers. Ons kan niemand dwing. Julle doen dit uit eie vrye wil uit. Maar dit sê vir my meer 'n ou wat 'n ding uit eie vrye wil uit doen as 'n ou wat soos ons deur die weermag opgeroep is. Ons moes dit gedoen het want ons was verplig om dit te doen binne die wetgewing van die land. Julle doen dit uit vrye wil. So ek het baie respek vir julle daarvoor. Baie dankie.